Baie welkom Lewende Hoop Kerk, dis so 'n voorreg. Of jy nou in jou huis is, in jou kar is, by die see is, ek bid dat vanoggend jy dit sal beleef met die aanlyn diens. Ek wil uitnooi, hierdie week, oujaarsaand, 31 Desember om 10:00 die aand, het ons hier by ons gemeente 'n oujaarsdiens om 10:00 by Lewende Hoop Kerk, hier so in Bethlehem. Ek wil uitnooi, nooi iemand saam, gaan iets besonders wees. As jy wil gedoop word, kontak ons via ons WhatsApp of kontak my en ons wil jou graag doop op baie aand. Verder, vanoggend bedien JP Smit ons. Hy is die pastoor van Uitleef Gemeente in Malelaan. 'n man wat lief is vir die Here, lief is vir die woord en vir Heilige Gees. Ek hoop dat hy op ons gaan stig. Indien jy gelei voel om vanoggend 'n bydrae te maak finansiëel, onder die skerm is ons bankdetails. Mag die Here jou seën. Kom ons saam bid en dan mag jy die diens geniet. Here, wat 'n voorreg om vanoggend op hierdie manier ook U te aanbid, U te beleef. Vader, ek bid dat vanoggend, Here, waar ook ons mag bevind, of dit nou op die see is, Here, by die huis is, vakansie is, mag ons U beleef. Here, elkeen wat vandag gaan saai, mag julle seën. In Jesus naam. Amen. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Wanneer die hele skepping klank dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Wanneer die hele skepping klank dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. O Heer my God, as ek eerbied wonder en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe U dit elke dag so onderhou. En dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U? Hoe groot is U? Wanneer die hele skepping klank dit saam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. Hoe heerlik Heer, U grote naam. I know who I am, 'cause I know who You are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen, free and forgiven. I have a future, and it's worth the living.
'Cause I wasn't made to be dead in the grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make a bed in my shame when the fountain of grace is running my way? I know I am yours. I was made for more. I know who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen, free and forgiven. I have a future, and it's worth living. 'Cause I wasn't made to be tending a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make a bed in my shame when the fountain of grace is running my way? I know I am yours. I was made for more. Hallelujah. You call out my name, so I'll sing out your praise. Hallelujah. You buried my past, I'm not going back. Hallelujah. You call out my name, so I'll sing out your praise. Hallelujah. You buried my past, I'm not going back. 'Cause I wasn't made to be tending a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make a bed in my shame when the fountain of grace is running my way? I know I am yours. I was made for more. I wasn't made to be tending the grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make a bed in my shame when the fountain of grace is running my way? I know I am yours. I was made for more. Hallelujah. You call out my name, so I'll sing out your praise. Hallelujah. You buried my past, I'm not going back. Hallelujah. You call out my name, so I'll sing out your praise. Hallelujah. You buried my past, I'm not going back. 'Cause I wasn't made to be tending a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make a bed in my shame when the fountain of grace is
Goeiemôre Lewende Hoop Kerk Bethlehem. Wat 'n voorreg om vanoggend op hierdie aanlyn platform so saam met jou te kan kuier. My naam is JP Smit. Ek is al die pad van Malelaan Uitleef Gemeente en dit is vanoggend vir my 'n groot voorreg om op hierdie aanlyn platform vir jou as Lewende Hoop Kerk in Bethlehem te kan bedien. Ek wil eerstens vir die bestuursraad baie dankie sê vir die vertroue. Vir Ewan en Talita, julle het amazing pastoorspaar. As julle hulle weer sien by die kerk en julle kom by die kerk, sê vir hulle, ek sê, julle het 'n amazing pastoorspaar. Hulle is ongelooflik, hulle is powerful, ek onder hulle vanoggend en ons wil nie mense net uitsonder nie, maar daai twee pastore van julle, daai amazing pastoorspaar, visionêre leiers, ek salueer hulle en Ewan, Talita, baie dankie dat ek die voorreg kan hê en laat julle my vertrou met julle aanlyn platform en so 'n boodskap vir Lewende Hoop Kerk Bethlehem te kan bedien vanoggend. Ek wil eerstens, dis amazing om so op 'n aanlyn platform mekaar te kan bedien. As jy kamp of jy is op vakansie of jy is by die huis en jy skakel in vanoggend, jy is in vir 'n treat. Sê bietjie vir iemand langs jou of agter jou of as jy kamp vir jou buurman en jou agterkant, sê hy kom kyk hierso, you are in for a treat. Jy is in vir 'n amazing, ongelooflike woord vanoggend. Jy is gereed. Ons is so tussenin, nê? Dit was Kersfees en oujaarsaand, nuwe jaar is op pad. Hy glim so vir ons, hy kyk so vir ons. So ons is so half tussenin, nê? En dit is amazing om vanoggend 'n kragtige woord met jou te kan deel. Maar eerstens wil ek weer eens baie dankie sê vir julle bestuursraad om my so te vertrou met julle gemeente op 'n aanlyn platform. En ek onthou COVID moes alles aanlyn gebeur het en dan het ons gesmag om by mekaar uit te kom. Maar is so voorreg om hierdie aanlyn platform te gaan gebruik. So sê regtig vir iemand, you are in for something special. En sê bietjie vir iemand, God gaan iets nuuts vir jou doen in 2026. Glo dit saam met my. Ek wil regtig vanoggend jou bless met 'n amazing woord vanoggend. Dit gaan regtig, ons gaan lekker saam in die woord kuier vanoggend. Wil jy nie saam met my jou oë toemaak? En ek wil graag net rustig raak voor ons hierdie woord bedien en kom ons doen 'n gebed vir vanoggend se amazing woord wat ek en jy gaan saam kuier. Vader, dankie vir die voorreg dat ons vanoggend so op hierdie aanlyn platform kan saam kuier. Dankie Here vir Lewende Hoop Kerk Bethlehem. Dankie Here dat U ook 'n roeping oor daai gemeente het en elkeen wat in daai gemeente is vanoggend. Here, elkeen wat op hulle aanlyn platform gekonnekteer is. Dankie Here dat ons vanoggend kan weet. Here, U het 'n plan, U het 'n afspraak vanoggend met ons, Here. Dankie Here dat ons weet, Here, dat U groot en magtig is. Ja, ek bid vir vanoggend dat U die woord sal salf en sal seën wat uitgaan. Here, salf my lippe, my oë, my ore, Here, ek gee myself as 'n lewende diensknegt vanoggend in U hande, Here, wees met my, dra die woord oor soos wat U gebruik my vanoggend, Here, werk deur my vanoggend, Here, dat dit nie my sal wees nie, maar dat dit oor U sal gaan. Here, dit gaan letterlik net oor U, Vader, en ons wil U vanoggend vereerlik, Here, en ons wil regtig weer deur U woord, Here, wil ons nader aan U kom, Here. Help ons waar ons so tussenin is, Here, op pad na 'n nuwe seisoen, op pad na 'n nuwe jaar wat vir ons blink in die toekoms, Here. Wanneer ons op pad soontoe is, mag ons 'n woord hê, Here, waar ons kan vashou, mag beloftes wat U oor ons lewe gespreek het, tot in vervulling kom, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen en amen. Alright, sê jy vir iemand vanoggend, as jy kamp, sê ek weer eens, roep daai buurman, as jy by jou huis is, sit jou speakers hard, dat jou buurman ook kan hoor, en as jy vanoggend saam met vriende is, of jy is saam met familie, jy is in vir 'n amazing treat. Sê bietjie vir iemand, hey man, die tussenin proses is die amazing proses. Is die as vir my en jou instoor dit nie. Wat doen jy tussenin die krag van die tussenin seisoen? Dis my tema vanoggend wat ek met jou wil deel, die tussenin seisoen. Wat doen ek en jy in die tussenin seisoen? Jy sien,
Die krag van tussenin seisoen, tussen wat was en wat kom, en tussen belofte en vervulling, tussen Kersfees en 'n nuwe jaar. Ek weet nie of jy al gereed is vir die nuwe jaar wat op pad is nie, weet nie of jy al begin dink het nie. Ek weet as ek begin dink aan die nuwe jaar, dan dink ek, ek weet nie of ek al reeds gereed is vir wat kom nie. Ek weet nie of ek al gereed myself, die jaar wat verby is, 2025 was so rowwe jaar, 'n goeie jaar, 'n op en af jaar. Ek dink vir baie van ons, vir die mense wat ek al mee gepraat het, sê dis 'n tussenin jaar gewees. Dit was regtig 'n tussenin jaar. En as dit vir jou 'n tussenin jaar wees, is hierdie woord net vir jou vanoggend. Jy sien, my sleutelgedagte wat ek vanoggend met jou wil deel is, God doen partykeer sy diepste werk nie in die hoogtepunte nie, maar in die tussenin seisoen. Sê bietjie vir iemand tussenin. Sê bietjie daar terwyl jy vir iemand kan by die huis, waar ook al tussenin, die woord tussenin. Partykeer doen God sy diepste werk in die tussenin seisoen. En daarom het ek weer vir jou gesê, ons is so tussen Kersfees was nou verby, ons is op pad nuwe jaar toe, so ons is so half tussenin. Ons is tussenin hierdie seisoen en daar is baie mixed emotions en baie mixed gevoelens rondom wat ons nou moet beleef. Van ons is excited oor wat 2026 vir ons gaan inhou. Ons is verskriklik opgewonde oor wat 2026 vir my en jou gaan inhou, maar ook is daar so 'n bietjie van 'n angs, so 'n bietjie van, okay, maar wat gaan dit vir my inhou? Die onbekende, want ons mens is ons baie keer vreesagtig vir die onbekende. Is dit nie? Ons is bang vir die onbekende. Ons wil graag alles nou weet en weet wat in plek is en weet wat gaan kom. Maar die amazingste is ook 'n opgewondenheid oor die nuwe jaar wat voorlê. Want vir nuwe jaar het ek 'n klomp nuwe dinge wat in pad is. En die Here het dit met hierdie woord vir Lewende Hoop Kerk gedeel rond seisoen. Wat doen ons in seisoen? Jy sien, ek onthou baie keer toe as mens as kind was en mens moet keuses maak tussen dit en dat, of wanneer ek onthou dit was 'n groot storie, wanneer ek my Kersgeskenk moet oopmaak nou of ninne of middernag of daar. En baie keer is ek so tussenin twee. Of ek weet nie of jy al dit ervaar het dat iemand jou nooi vir 'n braai en albei, nou sê jy so tussenin, moet ek ja sê vir hierdie en moet ek nee sê vir hierdie en ek en jy word daagliks gekonfronteer met die tussenin seisoen. Baie dinge in ons lewe gebeur tussenin. Daar's 'n klomp dinge wat tussenin plaasvind. Daar's 'n klomp dinge wat vir my en jou tussenin hang. Ek is so tussen 'n besluit, gaan ek 'n nuwe voertuig koop of nie? Ek is so tussenin, gaan ek iets nuuts doen of nie? Ek is so tussenin, gaan ek aanbeweeg of nie? Of ek so tussenin besluite. Ek onthou ek ontmoet nou die dag iemand en ek vra vir hom, hoe gaan dit en hoe voel hy oor die nuwe jaar wat kom? En hy sê, ja, ek is so tussenin. Ek weet nie, ek is excited, maar ek is ook nie excited nie. Ek weet nie, en ek weet nie of jy dit ook dalk beleef vanoggend, daar waar jy is, beleef jy ook die tussenin seisoen nie? Jy sien, en daarom wil ek weer eens hierdie versie of hierdie gedeelte wat ek geskryf het vir myself net weer herhaal. God doen partykeer sy diepste werk in die tussenin seisoen. Punte nie. Nie in die regte oomblik nie in die regte seisoen, of ons moet in die regte oomblik wees nie. God doen sy grootste werk, sy diepste werk in die tussenin seisoen van my en van jou. En daarom wil ek vanoggend regtig hierdie amazing woord met jou deel oor tussenin seisoen. Mag hierdie tussenin seisoen wat jy nou beleef vir jou 'n ongelooflike seëning inhou. Maar alright, kom ons klim in die woord in rondom die woord wat God vandag vir my en jou geloos het. Eksodus 13. Ek gaan vir ons Eksodus 13 kry, as jy saam met my lees, kry Eksodus 13 vers 17 tot 18. Kan jy so 'n bietjie reg kry? Lees. Die volgende sê Eksodus 13 vers 17 en 18. Toe Farao die volk laat trek het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie, alhoewel dit nader was, want God het gesê, die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien,
en teruggaan na Egipte. Daarom het God die volk laat wegdraai in die rigting aan die woestyn, na die Skelfsee toe. En die kinders van Israel het goed gewapend uit Egipte land opgetrek. Eksodus 13 vers 17 in die 1953 vertaling. Jy sien, hoe kan ek dit vir jou gou sê? God lei Israel nie reguit na die beloofde land toe nie. Baie vir ons vra vanoggend, maar hoekom daai vraag? Maar deur die woestyn. Geef ons die tussenin vandag. Dis ook nog nie nuwe jaar nie. Dis Kersfees was verby, die opwindendheid is verby. Ons is op pad na 'n nuwe jaar toe, ons op pad na 'n nuwe opwinding toe. Dis daardie tussenin dae waar jou liggaam moeg is, jou kop vol is en jou hart wonder waarheen nou. Hierdie dooie tyd, dis so halwe 'n dooie tyd wat ons nou beleef. Waarheen nou? Ek dink dis die grootste vraag wat ons almal al ooit vir mekaar gevra het. Waarheen nou? Jou kop is vol denke, jou kop is vol dinge, wat die nuwe jaar gaan inhou, wat ek graag wil bereik, maar dan sou ook mixed emotions, jou hart wonder, en jy wonder waarheen. Jy sien, party kyk terug na 'n rowwe jaar, party dra nog teleurstelling, party is deur 'n onderstelling hierdie jaar. Ek weet nie of ek weet van mense wat hierdie feesseisoen dalk nie 'n feesseisoen was nie. Party dra nog daai teleurstelling, party is bang vir 2026. Jy ontmoet mense wat sê ek is bang vir 2026. Party voel net leeg, party voel net tussenin, party voel net leeg. Hulle voel heeltemal leeg. Daarom sê ek, moenie vandag wegstap nie. Luister gou mooi. Want wat God in hierdie tussenin dae doen, kan jou volgende seisoen bepaal. En dit wil ek oor jou spreek. Wat God in hierdie tussenin dae doen, kan jou volgende seisoen bepaal. Eksodus 13 vers 16. Jy sien, hierdie Bybelverhaal wat ek wil vir jou ontbreek, is Israel in die woestyn. Eksodus 13 tot 16, belangrik, en ek gee net vir jou opsomming daarvoor, ek kan regtig dit weer gaan deurlees. Die belangrike waarheid is, God het hulle uit Egipte gehaal, maar Egipte was nog in hulle. Luister gou mooi, God het hulle uit Egipte uitgehaal, maar Egipte was nog in hulle. God vat jou nie altyd reguit na jou belofte toe nie. Want jou karakter moet soms eers by jou roeping inhaal. Jy het so aangedink? God vat jou nie reguit baie keer na jou eindbestemming toe nie. God wil baie keer jou karakter verander voordat hy 'n perfect fit word vir wat hy vir jou instoor het. Die perfect fit vir wat God vir jou vorentoe bepaal. God het iets groters en wonderliks en niets vir jou, maar ons karakter moet daarbey ons karakter moet gevorm word. Ons karakter moet daarbey aanpas. Ek hoop dat dit vir jou sin maak vanoggend. Hou vas, jy gaan sien, hierdie woord gaan jou amazing bless vanoggend. As jy kan vat vanoggend, gaan jy 2026 ander uitkyk vir die jaar gaan hê. Jy sien, God vat vir my en jou nie reguit nie. Nou wat ook al belofte nie. Dalk sê jy, "Jesus JP, ek het al baie beloftes. Mense het al goed oor my gespreek. Ek het beloftes, maar ek kom nie daar uit nie." Maar hierdie tussenin seisoen is vir jou 'n moeilike seisoen. Party mense gee op in 'n tussenin seisoen en daarom vra ek vir jou mooi vanoggend, moenie wegstap van jou tussenin seisoen nie. Moenie wegstap van die tussenin, want dis waar God jou diepste karakter ontwikkel. Vir wat voor lê vir jou, wat 2026 vir jou voor lê. Daar lê iets amazings en iets groots vir jou voor in 2026. Maar God wil jou karakter laat vorm sodat dit by jou roeping kan inhaal, sodat by jou roeping kan aanpas by die iets groters wat God vir jou instoor het, dat dit by dit kan aanpas. Jy sien, jy is dalk gered, maar nog besig om te leer en te vertrou. Seisoen, maar jou denke is nog vasgevang in daai moeilike seisoen. Jy is dalk in die tussenin en dink God doen niks.
Baie keer hoor die mense, maar ek in hierdie seisoen, God doen niks vir my nie. Dit voel of God nie vir my daar is nie. Ek voel God nêrens nie. Ek hoor God nêrens nie. Ek sien hom nêrens nie. Ek sien hom nie beweeg nie. Ek voel so tussenin. Ek voel of ek nêrens kom nie. Glo of God my vergeet het. En dan wil ek excited raak oor 2026. Ek wil excited raak oor die seisoen wat voor lê, maar ek is nog nie heeltemal daar nie. Luister gou, hier wil ek jou gou ietsie los. Die woestyn is nie die straf nie. Dit is die voorbereiding. Jou tussenin seisoen is nie jou straf nie. Dis jou voorbereiding vir wat God iets nuuts vir jou gaan doen. Sê bietjie die woord voorbereiding. Sê vir iemand vanoggend voorbereiding. Die woord voorbereiding. Jy's in 'n voorbereidingsproses. Ek weet in rugby noem hulle dit 'n pre-season in die Engelsman. Dis 'n voorbereidingsseisoen. Hulle kan nie gaan in 'n seisoen ingaan as daar nie nodige voorbereiding gedoen was nie. Hulle kan nie in 'n seisoen gaan deelneem, selfs met 'n atleet as hy kan nie in 'n sekere wedloop gaan deelneem as hy nie in 'n voorseisoen van oefening en beplanning wat sy karakter vorm, sy uithou vermoë toets, wat hom deurvat voorbereiding, want wanneer verskoon my, wanneer hulle noem dit in rugby as 'n BMT, wanneer die BMT gebeur, wanneer die groot oomblik daar is, moet jou karakter by dit kan aanpas, moet jy gereed wees vir iets nuuts in die groot, moet jy gereed wees vir daai belofte, jy moet gereed wees vir daai beloofde land, jy moet gereed wees vir die groot dinge wat God vir my en jou in 2026 instoor het. Want baie keer trek ons 'n paar dinge saam met ons elke jaar, dra ons 'n sekere dinge oor. Ons trek dit saam met ons. So ons kan nie in die volgende seisoen inbeweeg nie, want ons karakter hou nog vas aan van die teleurstellings, van die ou dinge van die jaar, alles wat daarin vasgekom het. Ons trek dit heeltemal saam met ons en dan sukkel ons om oor te gaan na iets splinter niets wat God vir my en jou instoor het in 2026. Ons trek soveel goed saam met ons. Vra 'n bietjie vanoggend vir jouself die vraag, want dis die vraag wat ek vanoggend vir my gevra het. Al die vorige jare, wat gaan hierdie jaar in 2026 anders wees? Het jy al vir jouself daai vraag gevra? Ek het vir myself al gevra, wat gaan ek in 2026 anders doen as wat ek in die vorige jare gedoen het? Ons almal het nuwejaarsvoorneming om almal op pad na ons nuwejaarsdiens toe. Ons het groot dinge en ons is in hierdie tussenin seisoen en ons hart is vol dinge en ons beplan en ons is party hardloop al, party is al gereed, party is nog op vakansie, party sê ek sal môre of wanneer ook al die jaar begin daar bekommerd wees. Ek gaan nie nou daar bekommerd wees nie. Maar ek wil vanoggend, seisoen is so belangrik. Die pre-season is so belangrik vir wat God vir jou instoor het in 2026. Sien, ek wil 'n illustrasie gebruik van 'n gitaar. 'n Gitaar klink nie reg as dit te styf gespan is nie. Of te los is nie. Dis eers in die regte spanning wanneer dit ordentlike musiek maak. Jy sien, party mense is te styf. Wil alles beheer, wil alles weet. Party mense is te los, geen rigting nie. Wag vir wat kom. Ons sal deel met dit wat kom. Die tussenin seisoen is waar God jou instem, in tune vir die regte klank wat jy in 2026 moet maak. Kan enige amen vat wat ek kry vanoggend in daai. As God jou instem, gaan hy jou gebruik om sy klank te dra in 2026. Jy sien, ek deel vanoggend, ekskuus julle, dis verskriklik warm hier in Malelaan. Weet nie warm is dit daar in Bethlehem, waar ook al jy vanoggend is nie. Maar ek glo die Heilige Gees is besig om hart met mense in gedagtes te deel. Sien, ek deel met jou die verhaal van Lukas 24. Lukas 24 vers 13 tot 35. Dit was na die kruis, maar voor die openbaring. Hulle was teleurgestel. Hierdie twee het gestap, hulle het gekla, Emmaus, op pad Emmaus toe.
Verskoon as ek dit nie reg uitspreek nie. Lukas 24 vers 13 tot 35, jy kan rustig saam met my daar gaan lees. Dit was na die kruis, maar voor die openbaring. So hulle het geloop, hulle was vol teleurstelling. Wat het nou gebeur? Hulle teleurstelling. Hulle het gedink alles is verby. En hulle praat en hulle is besig om met die teleurstelling te beleef, hulle is besig om te praat, hulle is besig om hulle so in gedagte met hierdie teleurstelling. Daar was iets besig om amazing te gebeur, iets groots gebeur. Hulle dink alles is nou verby, hierdie redder het gekom en dit het nie gebeur soos wat hulle dit beplan het nie, dit het nie gebeur soos wat hulle dit wou ingeval het nie, dit het nie gebeur soos wat hulle dit wou gehad het nie, en hulle is teleurgesteld en hier deel hulle met mekaar hoe teleurgesteld is hulle, en hulle dink dat hoe kan alles nou verby wees? Hulle het so uitgesien na iets groots toe. En Jesus stap saam met hulle, maar hulle herken hom nie. Veel keer het Jesus al in jou ingekom en saam met jou begin stap en jy het dit gemis. Jy het daai kairos oomblik gemis omdat jy gefokus het op nou. Omdat jy gefokus op wie wil opgee in hierdie tussenin seisoen. Ek dink dit was ook 'n tussenin seisoen. Dit was 'n tussenin periode van 'n half, ek wil amper dit noem 'n dooie periode toe hulle hierso stap, want daar was opwinde en hulle was excited en toe gebeur alles nou en nou is dit verby en daar's teleurstelling en dis 'n tussenin seisoen en hulle mix emotions soos wat die Engelsman sal sê en hulle weet nie hoe hulle voel nie, hulle weet nie hoe om daaroor voel nie. En Jesus stap saam met hulle, maar hulle herken hom nie eers nie. Jy sien baie keer in hierdie tussenin seisoen en stap Jesus saam met ons. Hy wil vir ons die openbaring gee, hy wil vir ons die nuwe ding doen, iets nuuts gee. Hy loop saam met ons, maar ons is so teleurgestel. Ons is so, okay, alles is nou verby. Daar is nou niks meer om excited wees nie. Dis so dis so 'n tussenin, dis so of 'n dooie tydperk. Jy sien Jesus loop die pad saam met jou, selfs wanneer jy hom nie herken nie. Eers toe hy die brood breek, gaan hulle oë oop. Wat se toepassing, JP, het dit nou met vandag se tyd? Jy vra, wat se toepassing? Waar kom dit nou vandag in? Soms sien jy God eers agterna. Soms moet jy eers daar kom en dan, ja, God se hand was daarin. Soms sien jy God eers agterna. Soms verstaan jy eers later hoekom jy deur die tussenin seisoen moes gaan, die voorbereidingsseisoen. Ek ervaar vanoggend, ek moet vir iemand net sê, moenie tou opgooi in hierdie seisoen nie. Moenie sê, maar 2025 was nie vir my great nie, 2025 was nie vir my goed nie, ek weet nie of ek excited kan raak vir 2026 nie. Ek weet nie of ek meer excited kan raak oor God se beloftes oor my lewe nie. Ek weet nie meer of ek excited kan raak daaroor nie. Ek wil weer vanoggend iets by jou kweek, dat jy weer excited sal raak vir wat God vir jou wil doen. Ek wil jou uitdaag om in 2026 die regte pad te stap. Doen die regte voorbereidingsproses. Doen die regte pre-season. Gaan deur die pre-season. As jy met enige rugby ou praat, en ek is ongelukkige rugby ou, maar as jy met enige rugby ou praat, geen pre-season, geen voorbereidingsproses, geen tussenin seisoen voor daar games nie. Die ander seisoen is verby, met dalk hoogtepunte, dalk teleurstellings. Die volgende seisoen blink, maar die tussenin seisoen is nou waar die voorbereiding, die karaktervorm, die bouproses, die sterkmaakproses, die weggooi wat ons nie wil hê nie, die skoonmaakproses, maar dis nie 'n lekker proses nie, want dis 'n fitnessproses, dit is 'n uithou vermoë proses, dis 'n karaktertoetsproses, dis 'n moeilike proses. Maar as jy dit reg doen, en jy saam, en jy fokus, is jou seisoen waar jy instap, stap jy in met die regte spelers, die regte karakter, die regte voorbereiding. Jy stap in met die regte mindset. Jy het dinge agtergelos. Ek beloof jou, wanneer jy in 'n pre-season ingaan, los jy die vorige seisoen se bad dinge wat met jou gebeur het, los jy agter, want nou fokus jy en jy oefen so hard en jy doen die regte voorbereiding sodat jy gefokus kan kom oor wat in die seisoen voorlê. Jy maak goed reg wat jy in die seisoen verkeerd gedoen het en jy los dit daar en jy gebruik dit as 'n stepping stone en jy trap daarop en jy gaan vorentoe en so bou jy jou bouingsblokkie sodat jy in die volgende seisoen nie weer dieselfde foute gemaak nie. Jy sien, en daarom is die tussenin seisoen so belangrik sodat jy nie weer die ou dinge sal saam met jou vat nie, maar dat jy excited.
excited kan raak oor wat die nuwe seisoen vir jou inhou. Excited kan raak vir wat God vir jou beplan. Excited kan raak vir 2026. Ek wil vir jou sê, Lewende Hoop Kerk Bethlehem, ek hoop dat julle excited raak, selfs oor julle gemeente, selfs oor die beloftes wat God oor julle gemeente gespreek het, selfs excited raak oor wat God vir jou besigheid instoor het, vir jou huwelik instoor het, selfs excited raak wat God vir jou wil doen vanoggend. Come on, church. Raak excited weer. Raak weer opgewonde. Ek glo in hierdie tussenin seisoen is God besig om mense se vreugde weer te herstel. Mense weer in hoop te laat glo. Mense weer in drome te laat glo. Mense weer in God se beloftes te glo. Hulle self te vestig in God se beloftes. Moenie dat Jesus verby is, saam met jou stap. En jy so gefokus is op die ou seisoen dat jy mis wanneer hy saam met jou stap. Los die goed agterna. God het iets greats vir jou in stoor. Jy sien, die tussenin oefening. Ek wil hê jy moet gou oefening saam met my doen. As jy notas het of skryf dit neer of luister die preek weer later en geskryf dit neer, maak notas hierbo. Sê vir jouself die volgende: wat los ek agter in 2025? Dis die vraag wat ek wil hê jy moet vir jouself vra. Wat los ek agter? Wat los ek agter in 2025? Wat los ek agter? Wat los ek agter in hierdie jaar? Wat neem ek saam met my vorentoe? Waar moet ek meer vertrou en minder beheer? Vra dalk vandag vir jou vanoggend vir jou daai vraag. Wat los ek agter hierdie jaar? Wat neem ek saam vorentoe? Waar moet ek meer vertrou en minder beheer? Waarop fokus ek? Waarop fokus ek vanoggend? Wat moet ek saam my vat en wat moet ek saam met my los in hierdie wonderlike jaar wat voorlê? Waar moet ek die Here meer vertrou? Waar moet ek bietjie beheer los? Ek moet dalk in 2026 die Here meer vertrou en meer my eie wil eenkant toe sit en sê, Here, your will to be done in my life. U wil geskied in my lewe, meer en meer, minder van myself en meer van U. Ek wil jou vandag aanmoedig, moenie net bid vir 'n nuwe jaar nie. Word nuut in jou denke, word nuwe in jou gedagtes, sodat wat vir jou voorlê in 2026, wat God vir jou bepaal, wat God vir jou iets nuuts in stoor het, dat jy gereed is, dat jou denke, ek wil amper sê jou houding, jou optrede, die manier hoe jou mond spreek, want die woord sê, jy is 'n profeet van jou eie lewe, deur jou mond. So as jou denke begin regkom, en jy begin reg spreek, gaan jy vir 2026 in die regte rigting spreek. So dalk moet jy vanoggend in hierdie pre-season, hierdie tussenin seisoen, alles begin nuut maak. Agterlos wat moet agtergelos word. Vra jouself vanoggend net hierdie eenvoudige vraag. Wat los ek agter? Waar gaan ek meer beheer los vir myself en meer beheer oorgee aan die Here? Meer dat God in beheer van dinge in my lewe begin beweeg. Moenie net bid vir 'n nuwe jaar nie. Bid om nuut te word van binne af. Die tussenin is nie tydmors nie. Dis waar God jou voorberei vir wat jy gebid het. Jesaja 43 vers 19. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. God gaan iets nuuts doen. Jesaja 43 vers 19. God doen iets nuuts. Die tussenin is nie net tydmors nie. Dis voorbereiding vir wat kom. Sê gou vir jouself vra, dis voorbereiding vir wat kom. Dis die voorbereiding vir wat kom. God gaan iets nuuts doen. Vat Jesaja 43 vers 19. Hy gaan iets nuuts doen. Voor ek vir jou 'n gebed doen vanoggend, wil jy nie jou oë saam met my toemaak nie. Waar ook al jy is, waar ook al jy hierdie aanplant, hierdie boodskap kyk, wil jy nie jou oë saam met my vanoggend net toemaak en net saam met my 'n refleksie doen oor die jaar van 2025 nie. En indien jy jouself
vanoggend in die tussenin seisoen beleef, sê vir jouself vanoggend, Here, mag U my pre-season so ordentlik doen. Mag hierdie tussenin seisoen vir my 'n belewenis wees. Mag hierdie tussenin seisoen, hierdie wagperiode op pad na nuwe jaar toe, hierdie wagperiode op pad na iets nuuts toe, mag dit vir my 'n seëning wees, mag dit vir my 'n blessing wees. Here, wat moet ek wys vir my wat ek moet agterlos en wat ek moet saamvat? Wys vir my, Here, waar ek meer beheer moet laat gaan en meer beheer aan U moet oorgee. En ek wil jou uitdaag. Jy gaan sien 2026 gaan vir jou 'n amazing jaar wees. 2026 gaan vir jou 'n amazing jaar wees. Doen jou pre-season reg, doen jou tussenin seisoen reg en jy gaan sien hoe God se beloftes in plek gaan val. God wag dalk net vir jou en vir my om ons denke te vernuwe. Die manier hoe ons praat, die manier hoe ons optree, die manier hoe ons begin beweeg. Hy wag net vir my en jou om ons karakter te vorm by die roeping wat hy vir my en jou bepaal het in 2026. Sluit jou oë, hou jou oë so saam met my gesluit. Ek gaan 'n gebed vir ons doen. Ek bid vandag, Here, vir mense wat moeg is, wat dit dalk 'n moeilike jaar was, Here. Ek bid dat hulle weer in hoop sal begin glo. Ek bid dat U hulle vreugde weer sal herstel. Ek bid dat U vir hulle nuwe wysheid, energie en krag sal gee vir die jaar wat voor lê, Here. Mag hierdie tussenin seisoen vir hulle 'n geseënde seisoen wees, 'n seisoen waar U hulle voorberei op iets groters. Ek wil bid vir mense wat onseker is vanoggend. Wat sê ons is onseker, ons weet nie wat gaan met ons werk gebeur in 2026. Ons is onseker oor ons finansies, ons is onseker oor waantoe ons op pad is. Ek bid, Here, dat U vir hulle versekerheid gee in hierdie tussenin seisoen, dat U hulle karakter sal vorm vir dit wat U nuuts vir hulle gaan doen, en amazing vir hulle gaan doen. Ek bid vir mense vanoggend, Here, wat hoop nodig het. Mag U vanoggend vir hulle nuwe hoop gee, nuwe rigting gee, nuwe ywer gee, nuwe energie in hierdie tussenin seisoen, sodat hulle voluit sal leef in 2026 en dat hulle aanvul, dat hulle karakter, hulle menswees sal aanvul by die roeping wat U oor hulle lewe het. Here, ek wil vanoggend net bid dat U werklik kom ingryp in ons lewens. Laat ons tussenin seisoen die regte voorbereiding seisoen sal wees in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen en amen. En ek wil vir jou die geleentheid gee vanoggend. Vra jouself vanoggend waar jy is. Evalueer jouself vanoggend, waar is jy? Sit net jou hand op jou hart. Voordat ek jou groet vanoggend, sit net jou hand so op jou hart. En sê, Here, ek vertrou U in die tussenin seisoen. Maak nie saak wat nie, Here, ek is bereid en gereed vir die pre-season, ek is gereed vir die voorbereiding in die tussenin seisoen. Here, ek vertrou U in hierdie tussenin seisoen, sodat 2026 vir my grootste jaar ooit sal wees, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Dankie dat jy saam met my ingeskakel het. Ek sê weer eens, dankie vir Lewende Hoop Kerk se bestuur, Pastoor Evan en Talita. Dankie dat ek die voorreg kon gehad het om hierdie aanlyn diens saam met julle te kan doen. Dankie dat ek saam met julle kon kuier en mag hierdie woord almal inspireer. En indien jy 'n gebedsversoek het, maak kontak met die kerkkantoor en stuur na die gebedslyn toe. Daar sal mense wees wat saam met jou sal bid, mense wat saam met jou in agreement sal staan. Ek spreek seën oor jou uit, mag jou ingaan en uitgaan geseën wees. Mag jy soveel vreugde in God se teenwoordigheid beleef. Mag jy werklik beleef hoe God jou optel en sy beloftes vervul. Mag jou tussenin seisoen die beste seisoen van jou lewe wees. En ek spreek ongelooflike seën uit. Mag hierdie week tot en met die nuwe jaar 'n ongelooflike tydperk wees. Mag hierdie tussenin seisoen die beste seisoen van jou lewe wees. Mag jy sien in 2026 vir jou die beste jaar wees as nog ooit tevore. 'n Jaar waar ons God se hand sal sien beweeg. 'n Jaar waar ons sal sien God se beloftes, maar ek en jy het 'n verantwoordelikheid is om ons karakter te vorm, ons denke reg te verander en gereed te wees om reg te profeteer oor ons eie lewens. Dankie dat jy saam met my ingeskakel het. Dankie dat jy na my geluister het. Dankie dat jy 'n deel gevorm het van hierdie aanlyn diens. Ek groet jou in die wonderlike naam van Jesus Christus.
Shalom.